Ek het nie hond geëet. Ek het nie hond geëet in Vietnam nie, ek beloof. Ek wil by jou weet, hoekom het julle Vietnam hierdie keer gekies? Dit is nogals 'n volksvreemde plek om na te reis en soos ek verstaan, het julle 'n bietjie die administrasie gehad voor die tyd en terwyl julle daar was om hierdie ding klaar te kry. Absoluut, ek dink die woord volksvreemd is dalk in hoofletters, as ek nou dink, ek sit nou by die Voortrekker Monument wat baie ver weg is van Vietnam. Maar ja, met Vietnam, ek wil vir 'n slag net my gemaksone heeltemal verlaat en veral na 'n land toe reis waar ek nog nooit tevore was, nie? Wat 'n totaal ander taal, kultuur, gebruike, kos, alles het as wat ek aangewoond is. En om net dit regtig te gaan ervaar en myself daarin te werp. En ek het van kleins af 'n groot belangstelling in Vietnam gehad, hoofsaaklik maar weens die oorloggeskiedenis, Ja. wat ook baie eendimensioneel eintlik aan mense opgedis was as jy in Suid-Afrika groot geword het, dan het jy mos nou maar net die Amerikaanse perspektief gekry en jy het 'n baie duidelike idee gehad van wie is goed en wie is sleg. Jy weet, die cowboys en crooks tipe ding, jy weet. En ek het toe besluit om Vietnam toe te gaan en saam met die span van Bonanza Productions en my oë het oopgegaan vir 'n fantastiese land met ongelooflike natuurskoon, baie verwelkomende en vriendelike mense en ook nuwe perspektiewe op daardie groot konflik van die 60s en 70s in die vorige eeu. Maar julle het 'n bietjie 'n kwaai vrou gehad wat julle gehelp het voor die tyd en toe was sy eintlik nie so kwaai toe julle dit uiteindelik ontmoet nie. Vertel my net so 'n bietjie van haar rol wat sy gespeel het in hierdie hele ding. Kyk, ek het 'n kwaai vrou in die Kaap. Ek kon sê eerder is 'n streng vrou en ek het 'n streng vrou nodig. So eintlik was dit wonderlik op die ou einde in Vietnam. Want kyk, Vietnam is 'n kommunistiese ek moet daai woord seker saggies sê hierso in die eksport. 'n Kommunistiese land, een van net 5 in die wêreld nog, maar ek wil amper sê gelukkig is dit meer die regeringsstruktuur en die admin en bureaukrasie wat geweldig kommunisties is. Die land self, dit voel of jy in 'n kapitalistiese land is. Dit is baie so China. China is ook maar so 'n land wat vrye eintlik handel het en privaat ondernemings en buitelandse beleggings en uitvoer en al daai goed. Selfs met Vietnam, maar die papierwerk en die bureaukrasie is nog diep kommunisties en daar is baie reëls. So ons het met 'n groot skok besef, diep in ons beplanning in, ons moet 'n paar R100,000 spandeer aan filmpermitte, wat ons ook nooit so baie hoef uitgegee het vir oorseese lande nie. En ons moes ook 'n government minder gehad het, 'n regeringsamptenaar wat seker maak alles loop reg vooraf die permitte doen en saam op die hele shoot is van 40 dae. So ek was baie op my senuwees daaroor want die vrou Miss Tram met wie ek op e-pos gewerk het was ontsettend puntenerig. Jy weet, ek het rekordlange e-posse vir haar gestuur en dan nog langer is teruggekry en sy het net gesê jy kan nie daar gaan en daar kan jy nie drone vlieg nie, dit en dat. So ek was so op my senuwees en toe ons op die lughawe land in Hanoi. Toe staan hierdie tannie daar so met 'n blommetjiesrok aan. Sy lyk soos iemand wat aan jou bazaar pudding gaan verkoop by Merwewil se dankfees in die Karoo, jy weet. En toe kom ek agter sy werk al 40 jaar in die film en TV bedryf vir die regering. Sy ken almal, sy ken alles. En sy is lieflik en dierbaar. En ons het toe 'n wonderlike tyd saam met haar gehad op die hele rit. Sy het natuurlik glad nie in die inhoud enigstens ingemeng nie. Die inhoud is wel Afrikaans, so wat sy geweet het wat ons gesê het. Maar haar rol was hoofsaaklik om eintlik na ons om te sien en te kyk dat die permitte en al die goeders reg werk. Ek sien die mans het altyd 'n vrou nodig om na hulle te kyk. Al wil hulle dit nie erken nie. Agter elke man staan daar 'n monument van 'n vrou. Praat 'n bietjie met my oor waarom dit vir jou so 'n belangrike element is elke keer wanneer jy reis, om spesifiek te wys wat 'n soort kos die mense daar eet en hoe dit inskakel by hulle kultuur. Ek dink dit is ook 'n raakpunt met Suid-Afrikaanse en ook Afrikaanse gehoor. Ons is mos maar lief vir kos. Ons is maar kosmense, jy weet. En ek dink veral as jy in 'n land is soos Vietnam waar daar baie spesifieke en 'n anders of maar vreemde koskultuur is as wat ons noodwendig gewoond is dit my lekker ding om uit te lig. En ek is natuurlik self geweldig lief vir kos. Ek is ook 'n emosionele eter. En wanneer mens 'n reeks skiet soos elders Vietnam, is dit eintlik baie stresvol. Ek meen ek projekteer nou nie daai stres op kamera nie, maar agter die skerms en soos daai eentjie wat onder die water gaan die voete so, dit is maar baie keer stresvol ons. Ek stres aan eet. So ek het my pad deur Vietnam geëet, van die noorde tot die suide en ek het ook sommer toe so 'n goeie 4-5 kg opgetel. Ek weeg nou heelwat minder, maar ek het baie opgetel toe ek in Vietnam was, want die kos is net so geweldig lekker.
dis ontsettend lekker. My gunsteling dis is daai bún cha. Dit is so 'n rysnoedelgereg, soos 'n sop met 'n broth en bietjie varkvleis en 'n varkfrikadelletjie en allerlei kruie en blare en goed wat jy daarin werk. Dit proe hemels. Dit was reg soos ek al gesê het, ek gedink hierdie is nou vir my die lekkerste kos op aarde op hierdie oomblik. Ek het verbygehou by 'n wurm wat nog so gekroeioel het daar waar mens dit nou kon gevat en geëet het. En kyk, daar is baie vreemde kosgoeders in Vietnam, maar laat ek dan net ook Vietnam in die bres storie dat kom ons praat nou maar oor hond. Dit is glad nie meer, ek wil nie sê polities korrek of dit word neergekyk op, veral in die stede en ook in die platteland deesdae om hond te eet. Ek meen, ek gril as ek daaraan dink, want vir al die duidelike vanselfsprekende redes. So dit is meer 'n ou tradisie in die land wat eintlik aan die uitsterf is. So dit gebeur nog so bietjie in die noem dit nou maar half in die agterstrate of weg van die bekende plekke, maar ek het nie hond geëet. Ek het nie hond geëet in Vietnam nie, ek beloof. So as jy nou praat van die agterstrate en goed, so het jy nou basies 'n hoofpad gevolg deur Vietnam of het jy toe nou maar ook die agterpaadjies gaan verken? Ja, so die plan was om 'n lang reis te doen van die noorde in Vietnam tot in die suide. Vietnam is 'n baie lang land en ons het in Hanoi geland wat die hoofstad is wat in die noorde geleë is. En daarvandaan het ons eers na Phulang gegaan wat so 'n bietjie wes is waar daar pragtige reislande is. En toe gaan ons noord na die bergagtige dele waar Sapa is en Berg Fansipan wat die hoogste berg in Indochina is en in Vietnam natuurlik. Ek het hom uitgeklim. Dit was 'n redelike moeilike stap en die lug het dun geraak. En toe is ons daarvan nog verder noordoos na Cao Bang toe tot by die China se grens. Ons is daar by die Ban Joc watervalle en jy kan nie meer noord as dit gaan in Vietnam nie. En toe werk ons al ons pad af suid met ons konvooi van 2 voertuie. Al die pad suid tot onder in Ho Chi Minh City wat nou destyds Saigon was. Op een stadium het ons 'n redelike lang treinrit gedoen van Da Nang tot by Mui Ne, wat ek sommer Mui Ne gedoop het want dit is pragtig daar by die see. Dit was nogals 'n lang reis geweest. Dit was langer as 'n maand. Gesels 'n bietjie met my daaroor. Ja. Met die reis in Vietnam en die groot afstande en alles, het dit op die ou ende was ek vir 'n volle 40 dae weg gewees. Pad langs praat daaroor, maar dit eis sy tol, jy weet, veral op 'n mens se gesinslewe. Dit is bitter moeilik, veral met tweeling, met 2 seentjies wat 2 jaar en 6 maande oud was. En ons het baie goeie hulp met 'n kinderoppasser en oumas en oupa en vriende, familie en almal wat help, maar jy wil tog dan wees ook vir jou kinders. Jy mis nie net die groot mylpaal en jy mis die klein alledaagse daaglikse interaksies en oomblikke wat jy nooit weer terugkry nie. Maar dit was nogal vir my 'n bietjie van 'n skok toe ek teruggekeer het na 40 dae. Jy sien net skielik, wow, hierdie seentjies het nou hulle is langer en hulle neem baie meer waar en sê selfs meer. Ek is baie bly dat hulle nie pappa as 'n vraag gevra het toe hulle my gesien het nie, want dit was aan my pappa. So as jy nou so baie moet weggaan van die huis af en jy weet dit is vir jou aansienlik moeiliker hoe langer jy moet weggaan. Wat maak dit vir jou nog steeds die moeite werd om terug te kom en te sê ek was vir 40 dae in Vietnam ten spyte van wat ek alles by die huis gemis het? Dit is 'n groot voorreg om hierdie ervarings te kan hê. Jy weet, ek besef dit is nie vir almal beskore nie en dit is wonderlik om dit so te kan verpak in 13 episodes, maar daar gebeur natuurlik soveel agter die skerms en tussenin en die feit dat ek saam met so 'n fantastiese span gaan. My regisseur Frankie Opperman wat letterlik amper my kompas is op so 'n reis. Ek en Frankie was nooit self in die koshuis gewees nie, so ons beskou Elders Shoot maar as ons koshuis. Ons iets baie spesiaal daaraan en ja, die geleentheid om so te kan reis en iets te skep wat kykers by die huis dan hooplik geniet en self inspireer ook om na daai lande te gaan, soos Vietnam. Dit sigself is vir my baie bevredigend en uiteraard help dit dan ook om weet 'n redelike goeie inkomste te verdien uit, want dan kan ek daai 2 seentjies belastingvrye spaarrekeninge kos gee. Jy weet, en dan hoef ek hooplik nie te veel oor te worry as hulle die dag 18 is. Hierdie keer stap jy nie net nie, dis eintlik meer van 'n uitgebreide reisprogram as ek dit so kan stel, waar jy bietjie meer van die land wys en nie net noodwendige staproete nie. Was dit ook spesifiek so beplan gewees? Met Vietnam het dit gou duidelik geraak dat as ek byvoorbeeld net in die noorde van Vietnam daar by Sapa rond 'n hele reeks wil bou rondom staproetes, dan kan 'n mens doen en dan gaan ek letterlik so 'n stukkie van
Vietnam kan wys. Waar daar gestap kon word, het ek gestap. Ja, ek was definitief baie meer tyd in voertuie gespandeer as wat ek gewoond is aan, maar ek hoop maar altyd dat stap sal altyd deel wees van elders se DNA, om dit nou so te stel, en hopelik kan ek in volgende seisoen 'n bietjie meer stap. Dit sal ook goed wees vir die gewig. Ek dink Vietnam het my eindeloos verryk en het my in amper elke opsig verras en verbaas en beïndruk, die hele ervaring en die verskillende plekke wat ons besoek het. Dis my verantwoordelikheid en ons mandaat om vermaak te skep en hopelik word dit dan ook so ervaar. Dan is ons nou 'n wen-wen.